kyk na die volgende ondernemingsvorm. Maatskappy sonder winsoogmerk of kortliks gestel MSW. Kom ons kyk kortliks na die kenmerke. 3 of meer persone mag ingesluit word en moet die MOU of MVU onderteken. Die raad van 'n nuwe winsgewende maatskappy moet ten minste uit 3 direkteure of meer as 3 direkteure bestaan. MSW kan lede inkorporeer. MSW kan stemgeregtigde en nie stemgeregtigde lede hê. Hulle is geïnkorporeer met die doel vir publieke voordeel. Die inkomste en eiendom mag nie aan geïnkorporeerders, lede of direkteure versprei word nie. Lidmaatskap kan deur juristiese persone gehou word, insluitend winsgewende maatskappye. Die naam van die maatskappy moet eindig met MSW. Alle bates en inkomste van die MSW moet gebruik word vir die vooruitgang en die doel soos uiteengesit deur die MOU of MVU. MSW moet finansiële state voorberei vir die einde van die jaar, maar is nie onderhewig aan auditering van finansiële state nie. Kom ons gaan voort en ons kyk na die voordele van 'n maatskappy sonder winsoogmerk. Die maatskappy is 'n onafhanklike regspersoon, maar 'n direkteur of direkteure sal aanspreeklik wees vir die verliese, skade of koste wat deur die maatskappy aangegaan is, wanneer hy of sy in die naam van die maatskappy opgetree het. Die bates is in die naam van MSW en nie sy lede nie. Die maatskappy sonder wins bly voortbestaan al verander hulle lede. Die bates en die skuld van die MSW word apart van die lede gehou. En winste is tot MSW se voordeel. Wat is die nadele van 'n maatskappy sonder winsoogmerk? Nie sensitief vir kommersiële oorweging nie en dit is moeilik om geld in te win. So dit is 'n opsomming van die kenmerke, voordele en nadele van 'n maatskappy sonder winsoogmerk.